gebed vanmôre onderaan ons aan. Terwyl die soetheid deur hierdie plek beweeg, is ons gebed vanmôre, Here, raak ons aan, raak ons aan, raak ons aan. Nie uit verdienste, maar omdat die genade met soveel groot liefde vir ons môre verhandig is. Daar wees dan bid om, maak
maak jou hart vanmorgen oop, maak jou hartsbegeerte môre teenoor jou Skepper God oop. Kira Bashamala, Nageen, dankie Meester, dankie Meester. Sing hierdie liedjie vir ons nog een keer deur, terwyl ons so nog bring. Dankie dat jy in ons woon. Dankie dat ons die kinders kan wees. Amen. Jy kan nie sy plek hê. Amen. Kom weg. Dan sê ek terug. Dank maar.
Jy weet, wat net vir die trevel is die ook wel om gestoltheid. Vat vir my so 'n bietjie bas op. Alright, daar sê nou, perfect. Dankie. Goeiemôre elkeen wat vanmôre in die huis van die Here is. Welkom. Ek gaan vanmôre die hoofgedeelte inlei met 1 Samuel 16 vers 11 tot 13. Die boodskap vanmôre is gevorm deur uitdagings. Net jy en God vanmôre weet wat is jou uitdagings. En soms jou geliefdes hier naaste aan jou weet van jou uitdagings. Maar as ons kan sien dat ons uitdagings is nie daar om my te verwoes nie, dis daar om my te vorm. Amen. Want in my uitdagings is ek gevorm in my dieper verhouding met God. En dan praat ek nie vanmôre kategories in die sin dat ek praat van jou vanmôre, ek praat van my. In my grootste uitdagings was my diepste verhouding met God gevorm. En ek wil hê jy moet saam met my dit vanmôre beleef wat die Heilige Gees met ons wil praat. Want ek wil dit vanmôre beleef. Die gedagte uit vandag se boodskap was padkos op jou lewenspad. Eerstens wil ek hê dat jy moet fokus op wat Dawid deurgegaan het. Dawid was voor die kroning as koning eers deur 'n groot uitdaging. Maar as koning terugkeer, en toe moet ek dalk hier geplak het. Dankie, Amanda. Dankie. Alright. Ek sien ek is weg in die gees, ek vergeet skoon om goed te doen. Ek wil vanmôre vir julle sê toe Jesus daar langs die see van Galilea geloop het. Het hy nie eers vir die manne gesê, hoor, so kry jy gou die gitaar reg, kry gou die boksies reg, dat ek kan begin met bid. Hy het net gevloei. So die boodskap vanmôre gevorm deur uitdagings. Die gedagte uit vandag se boodskap was padkos op die lewenspad. Dawid was voor die kroning as koning eers deur 'n groot uitdaging. En tweedens, om as koning te regeer, sal jy eers jou grootste uitdaging ooit moet oorwin, jou tydelike stryd en lewe hier op aarde. Openbaring 5 vers 19 sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy sielsboek te maak, want U is geslag, het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. En ons as konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek elke keer wanneer ek my mond oopmaak, onder U roeping op my lewe. Dit met hierdie verlange, met hierdie verwagting oopmaak. Vandag mag dalk my laaste keer wees, wat ek vir mense van U praat, voordat huis toe gaan tyd is. Altyd gereed, altyd ingestel om te kan huis toe gaan. En daarom, Vader, die oomblik soos hierdie is nie die rede waarom ons by mekaar gekom het vanmôre. Ons het vanmôre by mekaar gekom, Papa Vader, om naby aan U hart te kan wees, om te kan hoor wat U Gees vanmôre met ons wil praat, in die tyd wat ons voorberei en gereed gemaak word om te kan huis toe gaan. Here, ons het vanmôre verlange, dat daardie oomblik wanneer die Vader vir U gaan sê, gaan haal U bruid. Gaan haal U bruid, my seun. Dis tyd om na huis toe te bring. Ons verlang na daardie dag. Ons sien die tekens, ons weet ons is in die seisoen, dit gaan binnekort gebeur. Maar intussen, Vader, is ons gefokus op regmaak, gereed maak, end uit vasbyt maak, totdat U ons kom haal. En vanmôre se boodskap, vat ons ook as padkos in ons gereedheid om te kan met U versoen wees vir ewig en ewig.
Amen. Gevorm deur uitdagings. 1 Samuel 16 vers 11 tot 13 sê, verder het Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleins is nog oor, en kyk, hy pas kalk op. Toe sê Samuel aan Isaai, stuur hom en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom. Daarop het hy gestuur hom laat kom, en hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel noem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Gevorm deur uitdagings. As daar nou ooit 'n verhaal is van 'n jong man wat gevorm was deur sy uitdagings, dan is dit Dawid. Terwyl ons môre sing, raak my gedagtes stil by Dawid. En ek sien 'n jong seun, so 16 jaar oud, wat deur die vaderhuis verwerp word. Wat gestuur word om in die skaapveld na skapies te gaan kyk, met die hoop dat die leeu's moet maar van hom middagete maak. Verwerp deur sy pa. Hoekom? Hoekom was Dawid deur sy pa verwerp? Juis omdat hy rooierig van kleur was, en hierdie rooierige kleur moet ek hier vanoggend verstaan, daar is iets aan hierdie rooierige kleur. Hoekom die Bybel dit ook so pertinent maak? Want hy het Moabitiese gelaatstrekke gehad. En daar is iets agter hierdie Moabitiese gelaatstrekke wat ek hier vanmôre saam met ons moet vat. Dawid het in 'n huis gebore, groot geword, waar God die Israeliet verbied het om ooit met die Moabiete te trou. Jy mag nie met die Moabitiese nasie. Dit was een van die heidene nasies wat God hulle letterlik verbied het om ooit meer te trou en ooit meer selfs in 'n verbond in te gaan. En hier kom Dawid, en Dawid het die gelaatstrekke van 'n Moabiet. En dadelik is daar Dawid se pa in Isaai se huis, is daar hierdie ding in die maat al rondgeslaap. Want hoekom sal hierdie een seun soos 'n Moabiet lyk? Terwyl die ander seuns vorstige, mooi gelaatstrekke van 'n Joodse huis gehad het. En tot ons verstaan hoekom Dawid hierdie gelaatstrekke gehad het. Dit was nie dat sy ma ontrou was aan sy pa nie. So 2 geslagte terug. Dawid se ouma was die hoer Ragab, wat 'n Moabiet was. Toe Josua Jericho omsingel, het hy eers verspieders uitgestuur, en daar was in hierdie dorp, hierdie Moabitiese stad, 'n prostituut met die naam van Ragab. En sy het gegaan en sy het hierdie manne weggesteek, sodat hulle nie gevind kon word nie. Hulle was in die nag, het sy hulle met 'n rooi tou by die venster laat uithang, of met 'n tou laat uitsak, en hulle het al te kenne gegee dat God gaan hierdie stad verwoes. En sy het gevra vir guns dat God haar genadig moet wees, en sy het gevra wat se teken, en sy het 'n tou laat uithang, 'n rooi tou, wat as daardie tou by die venster uithang, dan sal die hele stad verwoes, maar haar plek, haar toer en haar plekkie waar sy bly, sal nie in duie stort nie. En toe hierdie stad Jericho val, was dit net haar huis wat behou gebly het deur genade. En so wil ek vanmôre vir jou sê, dat ons almal was ver van God af, maar omdat daar 'n rooi lyn oor jou lewe getrek is, die bloed van Jesus Christus, van ouds af, van 2000 jaar terug, toe hy op Golgotha hemel vir jou gesterf het, is daar 'n rooi bloedlyn
Ek wil amper sê 'n anker waaraan ek kan vashou om te kan sê, al was my lewe soos skarlaken, al was dit soos purper, nou in Jesus bloed so wit soos sneeu, so wit soos wol, want in hom, al was ek 'n verwerpte, het ek 'n plek gevind van om gevind te wees, verseël te wees en genadiglik sy kind genoem te word en net so verdraag gehad, wat eintlik 'n verwerpte Moabiet is, omdat sy guns by God kry sy hierdie guns, en hier kom die Israeliete en hulle beleer hierdie plek, en outomaties word sy in hulle ingeneem, en kry sy guns by hulle, en trou sy met een van die Jode, en later uit hierdie bloedlyn uit, is daar 'n seun Dawid gebore, wat terugslaan na sy ouma Ragab, en daarom het Dawid soos 'n Moabiet gelyk, daarom was hy rooier van kleur, maar die pa wou hierdie wegsteek. Dalk sit jy vanmôre hier en jy vra, Papa, as jy my net meer van Jesus vertel het ek nie hierdie battle in my lewe gehad nie. Papa, as jy my net nader gebring het, jy my nie verwerp het nie, my nie altyd laat voel het soos die sleg een nie, maar my omkoester het en my met liefde toegevou het. Papa, dan het ek dalk vroeër van Jesus geweet, en was die bloed van Jesus dalk sterker in sy werk in my lewe. Dalk moes jy eers gaan veg. Dalk was jy ook dat jy verwerp gevoel het, dat jy soos Dawid in die skaapveld weggesteek was, amper kan die wêreld hom nie maar net vat, en hom net, dat hy nooit terugkom na hierdie huis nie, dat hierdie huis nooit sal sê, dat daar was so 'n seun of so 'n dogter in hierdie huis gebore nie. En so was Dawid ook verwerp gewees. Maar daar in die skaapveld, verwerp deur mens, maar deur God gevind, vind hierdie jong seun 'n skepper God, wat nie soos 'n mens dink nie, wat nie soos 'n mens handel, en soos 'n mens meriete toegee nie. Hy vind in dit die liefling van sy siel, vir wie hy psalms begin te skryf, vir wie hy liefdesliedere skryf, die een wie hom vestig as die een wat hom moet red, terwyl alles hom verwerp. En daar, in daardie verhouding, vind Dawid 'n salwing, 'n krag, wat hom help om leeu's te verslaan. Dit wat hom moes uitwis, word die leerskool van wat hom kragtig en sterk maak. En toe Samuel deur God 'n opdrag kry, gaan na Jesaja se huis toe en gaan salf vir my die volgende koning. Die staan eers al die vorstige seuns daar, al die mooi seuns. En Samuel gaan so een na die ander gaan hy verby. Hy sê, dis nie hy nie. Dis nie hy nie. Het jy nie nog 'n seun nie? Ja, nou dat jy dit so noem, hy is al in die skapveld. Hy moes eintlik al hand op dood gewees het. Maar hy wel, ek kan hom nou nie vir my nie, hy leef nog. En Samuel sê gaan haal. Ek wil vanmôre vir jou sê, al sê die lewe van jou wat. Al het die lewe jou hoe gebreek, al het hy jou hoe probeer uitkanselleer. Al het die vyand al hoeveel keer probeer om jou lewe te vat. Al het jy by hoeveel plekke in jou lewe gekom dat jy gevoel het, maar weet jy wat, ek is nie eens meer lus vir jou lewe. Kan ek die man uit vanaand geslaap en net nie môreoggend opstaan nie. Weet jy hoe jy vanmôre is? Omdat God verby al jou battles, verby al jou omstandighede, verby elke plan en aanval van die vyand om jou uit te haal, nog steeds vanmôre jou sê, jy is myne. Amen, halleluja. En daarom stop ek met jou pad. Gaan haal daai ene wat die wêreld verwerp, want ek wil hom 'n gesalfde maak. Ek wil hom oprig. Al voel hy of sy nie is goed genoeg om vir Here iets te doen nie. Wil God deur jou vanmôre dalk 'n Dawid gaan haal. Dalk het jy op 'n stadium in jou lewe gekom dat jy nie eens meer gevoel het ek wil kerk toe gaan nie.
wie ook kom nie, want dit is allemaal klop baie gelas, hulle allemaal praat dieselfde dinge, maar wanneer het kom by omgee en liefde, dan verlaat hulle allemaal jou en jy staan alleen. Maar of jou sê, al het mense jou verlaat, al het mense jou laat leenstap, God is die hele tyd besig om planne te beraam. Hoe om jou siel by hom uit te bring, dat daar 'n liefdesverhouding tussen jou en God moet wees. As jy vanmorgen moet stilstaan vir 'n oomblik by jou eie lewe, en jy gaan kyk na jou eie slagvelde, jou eie battles, dan moet jy vanmorgen sê, omdat God nog nie klaar is met my nie, het ek nog staande gebly tot waar ek vandag is. Omdat hy nie met my klaar is nie. Staan ek vandag waar ek staan, en het ek die verhouding met God wat ek het. En hier kom Dawid aangestap. Salig onbewus. Pa het my net laat roep, ek moet gou huis toe kom. Ek moet nou seker weer een of ander taak kry, dan moet ek teruggaan. En hier kom aan, ek dink so by myself. Wie is hierdie oom? Wat nou nie by my pa se huis is. My pa laat my gewoonlik in huis toe kom, as daar enigiemand kom kuier nie, want hy wil nie hierdie mense moet weet van my nie. Nou is hier 'n kuiergas en nou laat roep my pa my. Ek dink, die natuurlike gebeurtenis om hierdie verhale vergeet ons soms. As ek Dawid was, sou ek definitief gedink het, nou, laat my pa my huis toe kom terwyl ek kuiergaste het. En hier kom ek aangestap, en hier staan my broers, en hier staan allemaal, ek is al voel, hier is nie 'n gewone kuier, hier is iets aan die gang. En so hier nader kom besef jy, maar hier persoon is die profeet Samuel wat hier staan. Hoekom sou my pa my nog huis laat kom terwyl Samuel hier is? En dan sê Samuel, daar is een. En te midde van almal se opinies, te midde van almal se sê goed, wat sê jy is nie goed genoeg nie. Hier stap Dawid, sy broers weet presies hoe die huishouding oor Dawid voel. En hier stap Dawid en Samuel sê, daar is een. En hy salf hom voor hulle almal as die volgende koning. Dink jy hoe moes sy pa en sy broers voel? Maar dit was nooit om 'n kind teen sy pa op te werk nie. Dit was om 'n pa te laat besef, jy het nog die hele tyd 'n gesalf te laat probeer vermoor. Jy het eintlik 'n verkeerde siening gehad oor wat God kies om gesalf te wees. Maar omdat God 'n plan het God selfs jou bewaar om nie 'n verkeerde aksie te doen om 'n gesalf te vernoem. Jy sit vanmôre, jy dalk al iemand in jou gedagtes gedink, wie wat, ek wens daai persoon het nooit bestaan nie. Hoe moet jy dan voel as God voor jou daai persoon salf en hy word 'n kragtige prediker of 'n kragtige pastoor of 'n kragtige evangelis of iemand wat gaan en hy lê die hand op die siekes en word gesond? Dan moet ons dalk vanmôre aan die ander kant van die misstuk ons oplaat sak en skaam te sê, Here, skus, ek het dit nie gesien kom. En hier salf Samuel vir Dawid. Inteendeel, dit was nie net daai dag nie. Samuel het Dawid letterlik 3 keer gesalf as God se gesalfde en as hy wat sy volgende koning van Israel. Gaan maak 'n studie daarvan. En vind uit dat ek is nie besig om valse goed te preek vanmôre nie, ek praat die waarheid. Dawid was 3 keer gesalf. Dawid staan voor sy uitdaging wat ook sy geopende deur word in Samuel 17. So, hier kom Dawid uit die skaapveld uit. Word deur Samuel gesalf. En dan gaan hy terug skaapveld toe. Hy gaan nog steeds sy passie skaap, maar word nie daar 'n koning nie. Hy gaan terug na die omstandighede toe, wat hom as verwerp laat voel het. Hy gaan veg nog steeds teen die leeu's, teen die wolwe, die beere wat sy skapies volslag. Hy het nog niks gevorder na koning toe nie. Die salwing is op hom, maar die omstandighede verander nie dadelik nie. En soms dink ons wanneer God ons salf, gaan
ons omstandighede onmiddellik verander. Nee. Daar's 'n tyd wat God toelaat, dat jou opleiding vir die salwing eers voltooi moet word, sodat jy dit in nederigheid kan neem en nie hoogmoedig word in dit wat God vir jou instoor het nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog op 'n plek is waar jy nog battle, waar jy nog voel, ek wil vir die Here die vol 3 omkeer, maar dit voel vir my of ek teen 'n muur vas is, dit voel vir my of God nog net nie lekker plek wil val vir dit wat ek vir die Here wil doen nie. Ek kry nog nie 'n plek dat ek die deurbraak het om vir die Here te gaan doen nie. Dawid was ook daar, hy was gesalf, maar nog nie koning nie. En net toe gebeur dit wat in hierdie gedeelte plaasvind. En Dawid besef, in 1 Samuel 17, ek gaan so met u so verse, gaan nie die hele gedeelte doen, maar ek wil asseblief jy gaan doen 'n Bybelstudie by die huis, of dit wat ek vanmôre sê, in lyn is met dit wat die woord vanmôre aan jou wil oordra. Vanaf vers 10, verder sê die Filistyn. Ons weet wie is hierdie Filistyn? Goliat. Wat die rangorde van die Israeliete kom uitdaag het. Kijk, net so voorgrond, net so vir die wat dalk nie weet nie, net so 'n bietjie agtergrond. Die Filistyne trek op teen die Israeliete en hulle gaan staan aan die een kant van 'n dal. Trek hulle op. Daai tyd hoe die oorlog plaasgevind het, omdat hulle nie die wapentyd van vandag gehad het nie. Hulle het met swaarde, spiese en maar 'n tipe van hand combat wapens het hulle mee geveg. Het hulle daar teen 'n dal gaan staan, aan die een kant van die dal en aan die ander weermag hulle opgetrek aan die ander kant van die dal, en dan doen hulle hier oor die dal vir mekaar of geskree of iemand so op 'n berg geklim het, tot daar in die middel en kom hulle by mekaar. En dan ook jy beperk hier kan, dan staan hulle daar. Dan negotiate hulle nou eers. Kyk my weermag. As jy wil, kyk my weermag. As jy alright, as jy wil oorgee, dan gaan ons jou nie doodmaak nie. Dan gaan ons jou land vat. Ons sal met julle koning dan maar nie tevrede afhandel nie. Ons sal dat soos die kop vinnig afkap. Dit is so hulle gepraat het. En dan gaan ons jou julle land kom regeer. En net so die Filistyne die dag opgetrek in die Israeliete. En hier kom hierdie een Filistyn. Hy is so 7 amper 8 meter groot. As jy die L en die maat is verwerk vir wat so na sentimeters, omtrent so 8 meter daai reus, Goliat. Dis eentjie in die lug op, nee. Kom hierdie Filistyn. En hy sê, ek daag julle beste warrior uit. Ons hoef nie 'n oorlog te maak nie, ons hoef nie groot verlies aan manskappe te hê nie. Gee net vir my julle beste soldaat om teen my te veg, en ek veg teen hom, en ons veg teen mekaar, en wie ook al verloor, sal die ander se slaaf wees. As jy Israeliete se warrior wen, dan is die Filistyne hulle slaaf, en andersom. En toe kom Dawid. Hier staan Dawid, hy is nie eens deel van die oorlog nie, want hy is nie deel van die weermag nie. Hy is nog in die skaapveld. En terwyl hierdie vir 40 dae is hulle hier by mekaar en hulle sit en kookies oor wie gaan nou teen hierdie Filistyn veg. Sê Isaai vir Dawid, hoor, jy vat vir jou broers kaas en brood. Want hierdie man raak nou onder die oorlog raak nou te lank. En Dawid vat 10 skywe kaas en brood vir sy broers in die slagveld. En dis wat hier gebeur. Verder sê die Filistyne, ek daag die slagorde van Israel vandag, ek gee my 'n man dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyne hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid het aan Saul gesê dan vers 32, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hom hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg, want jy is 'n klein seentjie
Jy is 'n seun. En hy is 'n kruisman van 8 meter. En hy veg al van sy jeug af. Vandat hy 'n jong man is, veg hy. Jy kom af van die slag van die skaapveld. Dan wat weet jy van oorlog vooraf? Daarop sê Dawid en Saul, "U dienaar het vir sy vader kleinvee opgepas. En as 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en ek verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. En u dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal ek gaan en so net soos met een van hulle, omdat hy die slagorde van die lewende God uitgedaag het." So Dawid kom hier en hy besef nie eers sy leerskool waarin God hom voorberei het. Stop vandag. Hy het nie verwag hy gaan teen 'n Filistyn veg nie. Hy gaan hom vir sy broers kaas en brood te vat. En terwyl hy voor hierdie Filistyn staan, is daar iets in hom wat nie van mens af is en wat hier binnekant lewe. Sy verhouding met God raak hier binnekant soos vuur. Terwyl die res hom aanskou hierdie Filistyne in vlees die geveg wil veg, is daar een wat in verhouding met God uit die skaapveld uitkom. Amen. En met vuur in sy voete stap. Hy was nie net gesalf nie, die salwing het vuur in hom aan die brand kom steek, wat gewag het vir die regte oomblik om iets aan die brand te steek. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy loop al lank en jy loop dalk al lank met vuur binne in jou en jy besef nie eens dat hierdie dryfkrag wat jy vanmôre het om God te wil dien, is al lank deur God in jou lewe aan die brand gesteek en dit brand soos vuur en dit kan nie beheer word nie. Dit wag vir 'n oomblik om op te staan en te brul soos 'n leeu in die stem van die leeu van Juda om te sê, ek staan nie terug vir enige uitdaging nie. Ek is gevorm vir hierdie uur. Jy is dalk vanmôre in die dal van neerlag. Jy wonder dalk hoekom met my pa my so behandel. Waarom met my pa? Jy baie van hierdie vrae. Waarom met my ma my so behandel? Waarom met my boeties my so behandel? Waarom my neefies, my niggies almal my so behandel? Waarom moes ek die swart skaap in die familie wees? Terwyl daar in jou verhouding met God 'n ander vuur aan die brand gesteek is, wat binne in jou brand en dit kan nie uitgeblus word nie. Nie deur omstandighede, nie deur jou foute, nie deur niks kan dit uitgeblus word nie, want God het dit self aan die brand kom steek op jou hart. En daarom is jy vandag nog by die voete van die Here, al het alles jou van die Here probeer verwyder. Omdat God jou staande gehou het. Nie jou vermoëns nie, nie jou intellek nie, nie jou slimmigheid nie, omdat God in jou 'n seun en 'n dogter gesien het. En dalk het jy dinge begin doen in die lewe wat nie eens vir God aanneemlik was nie. Maar God het 'n plan gehad. En jy sit vanmôre hier. En dalk sit jy vanmôre voor jou grootste uitdaging in jou lewe. 'n Uitdaging wat op hierdie stadium jou laat voel jy wil nie meer lewe nie. 'n Uitdaging wat op hierdie stadium vir jou voel, hoe gaan ek deurbreek die skande van die mense se opinies van my? Hoe gaan ek deurbreek terwyl soveel mense soveel lelike dinge vir my sê? God sê vanmôre, haal die oë van mense af. Amen. En begin beweeg met die vuur. En weet jy wat, toe Dawid daar kom, en Dawid vra vir hulle, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan? Toe sê sy een broer vir hom, man, jy's arrogant. Jy, klein siekie, nou wil jy vra, terwyl hier soveel soldate is wat jy kan sien nie. Nou wil jy vra wat gaan met die, en sy broer probeer, en weet wat doen Dawid? Toe sy broer hom probeer stom maak, nou stap hy verder, vra hy vir die volgende. Gaan nie eens die gedeelte. Totdat hulle hom na die koning toe vat. En hy vir die koning sou self vra, wat gebeur met die man wat hierdie Filistyn verslaan? En ons sien hoe Dawid afstap. Nie met die wapentuig van hierdie wêreld nie. Nie met die toerusting van hierdie wêreld nie. Nie met die goedkeuring van hierdie wêreld nie. Nie eens koning Saul se wapentuig nie. Sy borswapen en sy swaard nie. Hy stap met geen wapentuig nie. Daar's geen borswapen nie. Daar's geen skild nie. Daar's geen spies nie. Daar's geen so.
Net so klein, net so enetjie. Want dit is waarmee God hom getrein het, om die leeu's en die beere en die Goliats van die lewe. En soms is die klein dingetjies van die lewe wat vir jou nie belangrik voel nie. Wat God lankal vir jou as 'n wapen gegee het. Wie was jou kragtigste wapen wat God lankal vir jou gegee het? Wat doen die meeste van ons wanneer siekte kom? Wat doen die meeste van ons wanneer uitdagings kom? Wat doen die meeste van ons wanneer al jou planne nie meer werk nie? Jy sak 6 duim. En jy trek die grootste wapen wat jy ooit in jou lewe gehad het, trek jy uit. Gebed. Amen. En die kragtigste wapen wat jou en my tot vandag toe staande gehou het, was nie mense se opinies nie. Was die krag van gebed. Amen. Yes. Die krag van gebed het jou tot hier gedra. Die krag van gebed het Goliats in jou lewe tot 'n val gebring. Dit wat jy voel, jy nie meer sterk is nie. Ek is nie 'n sterk bidder nie. Ek kan nie lank bid nie. Ek kan nie vir ure lank bid nie. Maar kom ek sê vir jou, wanneer die Goliat voor jou staan, dan bid jy maklik dwars deur die nag en lê jy voor God. En dan is daai slingervel op sy sterkste. Wanneer die krag van die gebed jou vat en nie jy die krag van die gebed bepaal nie. Dis daardie oomblik. Wanneer jy voel alles sak om jou. Miskien ry jy uit op 'n pad. Ek weet nie of ek vanmôre dit moet sien nie. Miskien ry jy uit daar op 'n pad en jy gesit daar langs die pad en jy begin alles bevraagteken en jy begin net huil en jy begin te sê, God, waarom het al hierdie ding gebeur? Waarom moet dit met my so gebeur? Waarom? En weet jy wat, in daai oomblik in jou uitroep, haal jy die slingervel uit wat jou weer terugbring op die pad. Wat jou terugbring om die Goliats in jou lewe te verslaan. Toe jy geen raad meer gehad het, geen oplossing meer gehad het nie. En jy gegryp het na gebed. God hoor my net. Terwyl niemand my hoor nie. Terwyl ek nie eens voel of U meer omgee nie. Asseblief hoor my. En toe word die Goliat verslaan. En Dawid, weet wat gebeur met Dawid nadat hy Goliat verslaan het? Toe gaan die volgende deur oop. 1 Samuel 18 vers 2. 1 Samuel 17 verslaan die Goliat en 1 Samuel 18 vers 2. En Saul het hom die dag geneem en hom na sy familie laat teruggaan. Nie meer verwerp in die skaapveld nie. Nou gaan jy paleis toe. Een Goliat. En Dawid sy hele lewe verander van verwerp in 'n skaapveld na paleisomstandighede. On his way to be crowned as the king of Israel. En ek wil vanmôre hierdie vir jou vat, dat jy dit verstaan waar dit op betrekking het met jou vanmôre. Lukas 4 vers 18 tot 19. Praat hier van Jesus Christus, die Gees van die Here was op my, sê die Here, omdat hy my gesalf het om die evangelie in armes. Met ander woorde, Jesus sê, die Heilige Gees salwing is op my gewees, om my te stuur om die evangelie na die armes te vat. En wat sê die Here verder? Hy sê, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hartes te genees, om aan gevangenes vrylating te voorkom, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Met ander woorde, Jesus sê, die salwing van die Heilige Gees wat op my gekom het my gestuur, het my gedryf na jou omstandighede toe. Jesus het gekom om vrylating vir die gevangenes te gee. Hy het gekom om 'n salwing oor jou lewe te kom vrymaak. Wat jou kan laat opstaan uit gebroke omstandighede en te kan sê, no more broken, but healed by the blood of Jesus. Nie meer verwerp nie, maar geroep vir groot dinge in die lewe. Weet jy naby as jou deurbrak van neerlag na oorwinning toe?
een gebed wat in krag die Goliat wat jou probeer verwoes, die omstandighede, die emosionele omstandighede wat jy probeer verwoes, een oomblik wat jy in gebed kan opstaan en elke seer kan afwerp van jou af, soos 'n verwerplike kleed kan opstaan in Christus as 'n nuwe mens, is die oomblik wat jy herstel word in jou koningskap. Amen. Dat die anointing, die salwing wat vir God jou geroep het, herstel word. Nie, ek moet nog eers vir 3 jaar myself aan mense bewys, nadat ek opgestaan het uit die gutters uit, toe daar die verlore seun van die varkhok af beweeg, en hy kom by sy vader huis, en sê sy pa nie van hoor, jy moet nou eers vir 3 jaar, eers as 'n slaaf vir my huiswerker, eers self bewys, voor ek jou weer kan vertrou, toe hy van ver af aankom, toe hardloop die pa na hom toe, en hy gryp sy seun vas, en hy het hom gesoen, en hy het gesê, trek vir hom 'n nuwe kleed, dan sit aan sy onder 'n ring, en maak die vet wat sy gemaakte kalf slag om en maak hom reg, want my seun was verlore in die huis gekom. Dis die hart van God. Maar weet jy wat sê die vyand vir jou? Jy het te ver weggedwaal. Jy het te veel foute gemaak. Jy moet eers dat God jou weer aanvaar en jy moet eers weer aanneemlik word. God sê, get up. Amen. Amen. Suit up. And come to battle. Want sy anointing lê nie in jou oorwinning van jou vlees nie, maar in wat hy gedoen het op Golgotha al 2000 jaar terug. Jy moet dit net vat. Jy moet dit net vat. Maak nie saak wat die lewe met jou gedoen het, wie wat met jou, ek wil amper die mooie Afrikaanse woord, wie wat met jou attitude is. Ek het te veel tyd gemors. Dis waar. There's too much to be done for Christ. Om nog hier te sit en sulk vir 2, 3 dae, 4 dae, 5 jaar, op dit wat ek verkeerd gedoen het. I am getting out of circumstances en ek gaan stap voort en ek gaan vir God nou alles doen, met alles in my, en niks gaan my stop nie. Dit moet ons hart wees, dit moet ons uitgangspunt wees. Ek kan nie 'n dag langer sit en sulk nie. Ek moet opstaan, hierdie Goliat verslaan, en onmiddellik van die ou omstandighede gerelease, dadelik, daai selfde dag sê die koning, jy gaan nou nie meer skaapveld nie, jy gaan na paleis toe. Dadelik word Dawid, en die anointing wat al 3 keer op hom genoemd is, gerelease, hy gaan paleis toe. Amen. Amen. En 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld dus omdat dit hom nie geken het nie. Besef jy vanmôre, kind van God, jy is nie 'n lidmaat van 'n kerk nie. Jy is nie iemand wat probeer om jouself aan mense te bewys nie. Deur die bloed van Jesus en waaragtige bekering en opstaan in heiligmaking, het die ou mens gesterf, en is daar 'n nuwe man en 'n nuwe vrou wat seun en dogter van God genoem word, wat vanmôre hier sit en luister wat die Gees van die Here vir jou as seun en dogter sê, staan op, get up and go and live my kingdom. Amen. Die liefde van Vader wat in my woon, verklaar dat ek sy seun is. En nou moet ons iets verstaan van seunskap en dogterskap. Jy kan 5 jaar uit jou ma se huis uit wees, jy kan 10 jaar uit jou ma se huis uit wees, jy kan 20 jaar uit jou ma se huis uit wees. As jy daar stop, hallo ma, en dan is dit yskaste. Hoekom? Want die yskas behoort aan jou, jy's 'n kind van die huis. Jou maatjie wat saam met jou kom kuier, kan nie sê hallo tannie in yskas toe nie. Wie sê die voorbarige seun so net in my huis in te stap, maar dit word nie vir jou oor die kind is gesê. Want jy's kind, jy's seun, jy's dogter, jy's deel van die huishouding. As ons hierdie beginsel kan verstaan, dat in seun en dogterskap van God die authority lê om jou hand op die siekes te lê en hulle sal gesond word.
Die authority om duiwels uit te dryf. Die authority om saam met Christus vanuit hemelse plekke te regeer en in te stap en te sê, ek weier depressie oor my lewe, ek weier hierdie neerslagtigheid, ek weier hierdie seer, ek het lank genoeg die leuen van Satan geglo wat sê ek is nobody and ek is goed vir niks nie. I'm getting up. Ek maak my los van dit wat ek nie kan verander nie. Ek maak my los van die verlede, want ek is geroep vir groot dinge. Ek is geroep om 'n seun van God te wees. Ek is geroep om 'n dogter van God te wees. En wie jou bewys jy dit? Dat dit wat jy nou net gesê die waarheid is. Jy gaan boek jou eerste hospitaal. Amen. Yes. En waar begin jy? Jy begin nie by die pediatriese eenheid nie. Jy begin by die ICU. Jy gaan bid vir die siekes. Die eerste ronde sal dalk wees soos wat dit met my gebeur het. Ek sit by 'n pastorie jare terug teen die muur. En ek raai 4 wat binne my opstaan vir siekes te bid. En ek sê, Heilige Gees, ek wil vir siekes bid. En die Gees van die Here sê vir my, hier staan 'n seun van die lewende God van die hemel en aarde. In Christus verseël as seun. Kom staan jy net op begin doen dit nie. Wie wat was my woorde? Maar wat van as dit nie gebeur en hulle lag vir my? Jy weet ons het altyd daai wat ons met die Here wil redeneer. In steede van net op te staan, gehoorsaam te wees en in geloof te gaan en dit gaan doen. En die volgende kom daar so Steffie. Ons naam was Sibies. Kom sy so ongeharde en so, kom lees jy voor my. Kom. So wit albino Steffie. Kom, lê voor my. Terwyl sy voor my lê, kyk ek so na hele magie is vrot van die sweersel. Want hierdie hond het velkanker. En dan moet daar kortisoonspuit vir die velkanker. En sy lê voor my. Wat wil 'n hond hê moet jy doen as sy so kom lê? Jy moet nou die magie vryf. En ek kyk so. En eerlik sê my, sy sal nie lag as dit nie gebeur nie. En ek sê myself, okay. En dan besef ek, in die gesprek wat ek met God het, kom hierdie hond nie net toevallig hier voor my lê nie. God wil my release in iets. En toe ek besef wat God mee besig is, wat groter as my twyfels is en my redenasies is, toe lê ek my hande so binne daai sweersel. Ek sê in die naam van Jesus Christus, wat jou ook geskaap het, hondjie, wees gesond. Dan met die badkamer toe. Hande gewas. Ja, Sibie staan om na gaan sê. En hier is een van my moments wat opgeskryf staan, wat niks en niemand van my kan verwyder nie. 2 dae. Dus het ek in dieselfde pastorie se muur. En ek het weer eens gesprek met die Heilige Gees. Want van 13 jaar ouderdom was dit by my 'n daaglikse instelling om die Heilige Gees die hele tyd te praat. Terwyl sy sit in gesprek, kom Sibies en sy draai voor en sy draai en sy is op haar rug. Dis daar nie 'n teken van sweersel nie. 'n pink vel so oor hy hondjie se maag. En in daardie oomblik word 4 gebore, nie in my eie geloof en in my, ek kan dit doen nie, maar in the visible of the miracle that happened. En die Here sê, wat keer jy nou om vir siekes te gaan bid? Amen. En van daardie dag af, tot en met vandag, was ek die bevoorregte posisie te sien hoe iemand wat in 'n rolstoel sit, wat sy bene so dun is, uit 'n rolstoel het opstaan in gebed. Hoe die Here iemand wat vigs gehad het, op sy laaste was, genees het, en wat tot vandag te lewe, en dis 11 jaar later. Hoe tannie wat 2 soorte kankers in haar liggaam gehad het, onmiddellik genees is, hoe my eie beste
vriend van standaard 5 my bel na 35 jaar en my vrou is getuie hoe ons vir hom by Garden Clinic gaan kuier en ek stap aan hier sit, Johan de Tooi en hy is ook deel van die padkosgroep. Johan, jou getuie is wat ek weer vanmôre herhaal. En hier sit Johan met leukemia op sy laaste. Hy is besig om te sterf. Hy sê wie wat as hulle in die oggend die petroliese wielietjies hoor kom van die mortuary af, dan sê hy en die vriend van hom wat langs hom lê, kom die wielietjies môre vir een van ons. Wat er lê in die terminale gedeelte van Garden Clinic in Johannesburg. En ek sien vir Johan de Tooi. En in daardie oomblik het ek nie die vrymoedigheid om met die boldness soos 'n Dawid 'n Goliat aan te pak en te bid vir Johan nie. Ek dink by myself, Here, ek wil nie vir Johan so sien na 35 jaar. Ek wil vlug. En my vrou vertoef nog vir oomblik en ek draai om en ek groet hom, ek sê oor Johan, dan ons kry my. Weet jy kom hulle my sien? Hy vra toe hy wil my vra om hom te vergewe omdat hy my 35 jaar terug met 'n passer in my buik gegooi het. Jy weet as jy daar op jou sterfbed lê, dan maak jy reg soos wat jy nog nooit reg maak nie. Dan slag jy al die Goliats wat jy probeer verwyder van God. Daar maak jy. Dan kry jy almal wat jy mee iets gedoen het wat jy verkeerd gedoen het, spreek jy hulle vry en jy vra hulle met jou kom vryspreek. Jy wil skoonmaak want jy wil reg wees wanneer God jou kom haal. En nadat ek hom gesê ek vergewe Johan, draai ek om en ek loop so na die deur toe, ek so amper by die deur kom en die paus skree en alles gaan lekker. Vra Johan vir my, gaan jy net vir my 'n gebedjie doen voor die loop nie? Geen geloof, geen boldness nie. Ek dink toe myself, nou daar's Johanna, hier sê ek my gesig na die deur. So ag Here, asseblief moenie nog dit doen nie. Ek wil weg. En ek draai om. En gaan doen 'n gebed net omdat ek voel hy het gevra met 'n gebed doen. Nie in 5 nie. Gaan jou nie vanmôre 'n storie vertel dat ek hierdie kragtige geloof gehad het, nou stap ek na Johan toe nie. Ek vertel jou vanmôre waar ek aan die waarheid maak jou vry. Ek het geen geloof gehad nie. Ek het 'n man gesien wat besig is om te sterf. En ek wou uit. En ek stap so na hom toe. En toe sy by hom kom, toe is daar 'n God teenwoordig wat nooit afwesig is nie. Jy kan dalk op jou nag wees, maar hy is nooit op 'n laagtepunt nie. Hy bly die God van Israel. Hy bly die God van Jakob, Isak en Abraham. Hy bly die God wat kragtig is, wat gister is en wat vandag is tot die ewigheid dieselfde is. En ek sal Johan vat nie. Jy weet ek is nie Simon wat hom vat nie. Daar's 'n God in die hemel wat nou wat jy voel die elektrisiteit so deur my vloei. En ek weet He's still doing it. He doesn't need us to be on high for him to be able to do it. He does whenever he wants to do it. Toe sal jy aanvat met. Toe weet ek hy's gesond. Want ek kon dit voel. Dit was die Saterdag, nee. Maandag. Toe hy Garden Clinic in Reparoer. Toe word daar een bloedtoets na die ander gedoen, want hulle kan nie verstaan wat nou gebeur het nie. Toe is hy man volkome gewees. Amen, halleluja. Kragtige kontrakteur wat groot inkopiesentrums bou. Sy eie pepstores, sy eie akkermans het. 3 groot plase, stoetplase in die Vrystaat. Staan op. Hy gaan terug Vrystaat, hy sê vir sy broer, die besigheid is joune. Die plaas is joune. Sorg jy net vir my in my werk wat ek vir God gaan doen. En in hierdie laaste 8 jaar bou hy 14 skole vir soete kinders en leer hulle van Jesus. Want jy sien maar God met die slingervel instap, te val die Goliats. Amen. En die Goliat kan kanker wees, die Goliat kan finansies wees, die Goliat kan wees net wat Goliat homself wil noem, wat jou God uitdaag in jou omstandighede en sê, as jou God dan God is, kom, laat hy my verslaan wat die Goliat in jou lewe is. En ek wil vir jou vertel die slingervel van waaragtige geloofsgebed, om te glo dat jy glo wanneer jy bid, en selfs wanneer jou krag en jou eie geloof swak is,
Die Here kom my ongeloof te op. Wat sonder U gaan ek my Goliat nie kan verslaan nie. Ek weier dat hierdie siekte, dat hierdie Goliat, wat hy homself opnoem, die groter seën in my lewe gaan hê as my God. Ek weier dit. Ek weier dit. Op 'n stadium sien ek gaan die mense na die groot genesingsdienste toe in Suid-Afrika, en die vlieg laagkoste en gaan all over the world. En ek vra vir Heilige Gees, wat moet mens doen? Wie wat sê Gees van die Here? Gaan nie binnekamer sy die deure vra my. Amen. Vra my. En ek wil môre hierdie diens afsluit met hierdie woorde. Ek het nie 'n preekheid werk nie. Ek gaan so Gees van die Here my lei. Wat is jou grootste Goliat vanmôre? Wat is jou grootste uitdaging wat jou die meeste plat slaan, wat jy sukkel om te oorwin en te kan vooruit gaan? Wat is jou Goliat? Wat keer jou om God se roeping in jou lewe met vuur uit te leef? As jy ook daar elke keer wat jy opstaan en voel, nou gaan vir die Here iets en dan kom net een persoon en sê iets vir jou en jy's down the gutters. Hoeveel keer was ek nie vir Dawid gesê nie? He didn't stop him to go to Goliath. Dit het hom nie gestop om sy Goliat te gaan vleis nie. Soos toe sy broer, toe die vyand op 'n laaste poging probeer om selfs sy eie broer in sy pad in te druk, om hom te sê, bly jy staan, gaan terug slagveld. Toe steek hom weg en toe gaan hy na die volgende ou toe. Sê, weet jy wat gebeur met die ou wat hierdie ou keer gevoel? Hy gaan paleis toe. It's my hour. En alles is verby en Dawid word gerelease. Om nooit weer verneder te word nie, maar deur sy God opgelig te word. Was die paleis dadelik die oorwinning? Nee, die koning in die paleis het hom ook nog woestyn toe gejaag. Dieselfde koning wat hom uit die skaapveld te vat om paleis te vat, is dieselfde koning wat hom wil doodmaak. Maar daar was iets in Dawid geignite. Die dag toe Dawid die geleentheid het om daai koning dood te maak in 'n grot. Toe sê ek sal in die gesalte van God nie raak nie. Weet jy ook, omdat Dawid geweet het nie nodig om iemand anders se salwing te steel, net sy eie salwing ontvang. Moenie iemand anders se salwing steel nie. Leef jou eie salwing. Staan op, slag Goliat en beweeg vorentoe. Want dis die boodskap van môre. Gevorm deur uitdagings. Moenie sien wat jy gevorm het vandag toe as jou neerlag nie. Sien dit as iets wat jou voorberei het vir jou grootste oomblik ooit. Jou Goliat gaan val. En nou gaan jy daai prediker wees wat jy begeer om vir God te wees. You now gonna get up and you're gonna move. Daai van, Here, ek wens ek kan vir iemand bid en hulle word gesond. Daai wat die vyand vir jou sê, ja, dis net vir sekere mense gegee. Goliat, jy jou leenaar, wat my probeer terughou, om my opgewondenheid, my vuur in God uit te lewe, ek slag jou in gebed en ek staan op en gaan. Wie van op doen jy dit? Jy sak net op jou knieë en jy verklaar voor God, geen Goliat gaan my nie verder stop nie. Van hierdie oomblik af staan ek op en nou gaan ek vir God met vuur beweeg. Okkie. Gangster. Toegesluit vir moord. Slag sy Goliat en hy staan op. En hy gaan nie na die kerk en vra vir hoe die kerk op julle kan sal asseblief net 'n paar preek. Nee. Hy gaan in die straat en hy gaan met die krag van God en nou kan die wêreld hom nie meer stil maak en sê jy moordenaar mag nie van Jesus praat nie. They now even invite him to the Mighty Men Conference. Nie dat ek sê Mighty Men Conference is die pinnacle nie. Ek praat van hy word genooi om nou vir Jesus te kom vertel. Jy moet net begin beweeg. Angus Bakken, op 'n plaas ontmoet hy God in 'n mielieland. En sy Goliat word geslag. En hy staan op en hy boek 'n psalm en hy begin vir God te vertel. Wat keer jou? Wat is jou verskoning vanmôre? Wie is jou Goliat?
Haal jou slingervel uit. Slag jou Goliat. Staan op en go in victory. Dis die boodskap van vanmôre. Gevorm in uitdagings om ons sluit. So, Vader, hierdie boodskap brand vanmôre soos vuur hier binne ons. Hierdie boodskap kom herinner ons vanmôre weer. Dis nie om te wag vir omstandighede om te verander nie. Dis nie om te wag tot iemand ons aanvaar en ons goedkeur nie. Dis om op te staan en te weet wie is agter ons, wie is binne ons en wie gaan ons vooruit in sy naam is Jesus. Here, in verhouding met U, stuur ons. Stuur ons om die wêreld aan die brand te steek vir U. Vul ons met daardie brandende liefde, eenheid met U, wat ons dryf om elke dag van krag tot krag te beweeg in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.